Welkom aan almal wat vanaand saam met ons inskakel. Kan jy glo dat ons reeds halfpad deur die jaar is? En dit beteken ons is ook halfpad deur ons 1 jaar Bybel. Miskien het jy nog nie begin nie, of dalk het jy iewers langs die pad agtergeraak. Die goeie nuus is vandag is die perfekte dag om te begin. Jy hoef nie vir volgende week, volgende maand of vir volgende jaar Januarie te wag nie. Begin eenvoudig waar ons is en reis saam met duisende ander gelowiges deur God se woord. Die oomblik in die woord, 1 jaar Bybel, is ontwerp om jou elke dag deur die Bybel te neem. Met QR-kodes wat jou direk na die daaglikse boodskap en voorlesing lei. Jy kan jou Bybel vandag kry by raymondlombard.com of by enige toonaangewende boekwinkel in Suid-Afrika. Die beste tyd om die Bybel te begin lees was gister. Die tweede beste tyd is vandag. Nou, kom ons open ons harte vir God se woord en dit wat nou gaan volg. Kom ons lees saam, want ons volg ons nou deur die boek Esegiel, op die spoor van Esegiel, en dit bring ons nou by hoofstuk 19. So ek hoop jy is daar. Ons het al ver gevorder, tot by hoofstuk 19. Kom ons lees saam. Die Here sê vir hom, hef jy 'n klaaglied aan oor die vorste van Israel. Ander woorde, beklaag die leiers van die volk. Jy moet dit nie verloor nie. Dis die draad van die storie. Die konings, die vorste, die konings. Hef 'n klaaglied aan oor die konings. Huil, kla oor die konings van Israel. Wat sê, en sê vir hulle, wat was jou moeder? 'n leeuin tussen die leeu's het sy gelê. Onder die jong leeu's het sy haar kleintjies groot gemaak. En sy het een van haar kleintjies opgekweek. 'n jong leeu het hy geword. En hy het geleef om prooi te verskeur. Hy het mense geëet. En die nasies het van hom gehoor, in hulle vangkuil is hy gevang. En hulle het hom met hakke na Egipte land gebring. Dis vanaf toe hierdie welpie, jong leeu, wat groot geword het, gegaan het. En toe sy sien, dat sy teleurgesteld is, haar hoop verlore, het sy 'n ander een van haar kleintjies geneem, 'n ander welpie, hom 'n jong leeu gemaak. En hy het rondgeloop onder die leeu's, het 'n jong leeu geword en geleer om prooi te verskeur. Hy het mense geëet. Hy het hulle weduwees beken en hulle stede verwoes. Ja, die land in sy volheid was verskrik vanweë die geluid van sy gebrul. Toe die nasies rondom uit die lande hulle teen hom opgestel en al net oor hom uitgesprei. In hulle vangkuil is hy gevang. En hulle het hom in 'n hok gesit aan hakke en hom na die koning van Babel gebring. Hulle het hom in vestings gebring, dat sy stem nie meer gehoor sou word op die berge van Israel nie. So die eerste leeu is na Egipte land en die tweede een is na Babylon. Jou moeder, hier is 'n nuwe gedagte nou, was soos 'n wingerdstok. Hier is die tweede beeld, nou nie meer die leeu nie, nou is dit die wingerdstok. In jou rustige tyd, hy waters was dit geplant, dit was vrugbaar en vol ranke vanweë die baie waters, dit het sterk takke gekry om as scepters vir heersers te dien, en sy top was hoog tussen die digte takke in, en dit het hom vertoon in sy hoogte, in die menigte van sy ranke. Maar dit is in grimmigheid uitgeruk, teen die grond gegooi, en die oostewind het sy vrugte laat verdroog. Hulle is afgeruk, en dit het verdroog. Sy sterk tak, die vuur het dit verteer. En nou is dit geplant in die woestyn,
in 'n dor en dorstige land. En vuur het uitgegaan uit sy tak vol lote, dit het sy vrugte verteer, en geen tak is daarin as scepter om te heers nie. 'n klaaglied is dit, en 'n klaaglied het dit geword. Die leeu en die wingerdstok. Klaaglied. Vader, seën hierdie kosbare woord vanaand, want alles wat opgeskrywe is, so staan dit in die Nuwe Testament, voorheen, ook in die Ou Testament waar ons nou gelees het, is tot ons onderrigting, is tot ons lering en vermaning opgeskrywe, sodat ons in die volle woord van God onderrig kan word. Here, leer ons die heerlike waarhede, die kosbaarhede van u lieflike woord, in Jesus naam, dat dit ons siele sal voed met die brood van die lewe. Ons bid dit, Here, om die naamsontwil van u seun Jesus. En al sy kinders sê, amen, amen. So, ons het die laaste keer dat ek met jou gepraat het uit Esegiel, by die vorige geleentheid het ek met jou gepraat oor, moenie die Here blameer oor wat jou oupa en jou pa aangevang het nie, right? Julle onthou mos die storie, want het ek 'n storie vertel van my eie pa en my broers en wat daar gebeur het. En ek het nogal baie kommentaar gekry van oor die hele land, mense wat my gepraat het, en hoe aangrypend dit vir hulle gewees het. En ja, ek het nou ja, ek moet nou seker maar uitkom met die sak patats. My boetie Peer, ek het nog net een broer oor wat lewe. Die hele familie, almal is dood. Ek het net 'n sussie en 'n boetie. En al die ander is nie meer daar nie. Ons is dis net ons wat oorbly van die Lombard klang. En so my boetie Peer, hy's in Port Elizabeth. En hy bid daar by die gemeente, by die Vol Evangelie Kerk soos ons, maar die Engelse een, Full Gospel Church by Lorraine. En daar's 'n vrou wat in die gemeente is, en sy het agtergekom, maar dis my broer, Raymond Lombard en Peer is broers. Maar hou sy hom so dop, maar sy sê nooit 'n woord nie. En verlede Sondag aand, toe, en dit is so patong om het vir hom te sê, ek weet wie jy is. Jy is Raymond Lombard se broer, maar nou wil sy nie dit sê, en dan voel sy, maar hy's nou verleë, of hy weet nou, die mense in die gemeente almal weet nou, want my boetie het so toe getrek, 'n tyd gelede, hy was altyd in Midrand, hy bly nou eers daar vir 'n tyd lank, en sy sê, maar is in die parkeerarea na die diens, en sy het, ek weet nie sy radio aan het of wat, en die stem praat, nou sit ek, en sy het nou my aan, en nou staan hy vir haar so in glimlag, want hy hoor my stem, en sy sê vir hom, ja, ek luister nou na Raymond Lombard, en hy kry so 'n vonkeling in sy oë, nou staan hy net daar, ja, en sy sê by die boodskap, sy sê, hy is so verleë, maar hy sê niks, sy sê, man luister, ek weet julle is broers, okay, so, alright, let's settle the issue net hierso, julle is broers, en hy lag, en hy's like, ja, dan stuur sy die boodskap, sy sê, en soos ek wegry, luister ek na die boodskap, en in die boodskap sê jy, die boodskap, onthou 2 weke terug het ek die boodskap gebring, en verlede week toe speel het, en in die boodskap sê ek, by my boetie Peer is in PE. Sy sê, en nou sê sy, ek het nou net met jou boetie gepraat. So dit was nou vir my so funny, die hele ding, is dat jy kan dit nie regtig wegsteek nie. En toe het ek mos nou gepraat, oor jy kan nie jou oupa en jou pa, of jy weet jou familie blameer, oor in die situasie wat jy sê, soos ons broers, ons kan nie sê, jy weet, my pa was 'n alkoholist, en en dis hoekom ek, is maar wat hy is, en hy het nie meer gehad, ek het nie meer. Nou werk ons dan nie so nie, elkeen moet vir homself verantwoording doen. Nou hierdie gedeelte, waar ek en jy nou gelees, wys vir ons ook in die besonder, jy kan nie God blameer, wanneer die leiers, die pad kwyt geraak het, is hulle verantwoordelik vir wat hulle gedoen het. Want dis wat hier gebeur het. Want hy praat mos, die teks begin mos, sê aan die vorste, sing, hef 'n klaaglied aan oor die vorste van Israel, gaan oor die konings, oor die leiers, wanneer die leiers in die kerk die pad byster raak, wanneer die leiers in die koninkryk die pad byster raak, wanneer leiers van die volk Israel die pad byster raak, ek het mos nie beplan om vanaand hieroor te praat nie, dis mos in my
opvolg preke. Ek bedoel, ek het mos nou nie keuse nie. Ek kan mos nou nie sê ek is nou nie vanaand lus om oor hoofstuk 19. Ek gaan nou sommer hoofstuk 20 preek, klink baie lekker, dan kom ek nou volgende week terug. Ons gaan mos deur die woord van Here soos ons moet doen. So dis nou die tyd dat ek 'n paar woorde met jou praat oor wanneer leiers val. Want dis wat die hele hoofstuk handel daaroor, wanneer leiers val. In die vorige hoofstuk ons gesien toe individuele Jode gefaal het. Want dit was hoofstuk 18. Jou pa of jou oupa of jou broer of iemand anders. Wanneer iemand val, in hierdie geval, in hierdie hoofstuk gaan dit wanneer die leiers val. Nie net individuele Jode in die volkie, maar wanneer die leiers dit mis het. Onthou, wat ewe waar is dat leiers, wanneer hulle op 'n dwaalweg gaan en teen God rebelleer, gaan die Here ook die leiers oordeel. Hy gaan nie net die volk oordeel, hy gaan nie net die mense in die volk oordeel nie. As 'n leier die pad byster is, dan gaan die Here hom oordeel. Onthou, ek verfris dit jou gees, jy nie die geskiedenis ken van Israel nie. Wie was die laaste koning wat op 'n troon gesit het in Israel te regeer? Sedekia. Was die laaste koning van Juda. En Sedekia se koningskap het nie te lank gehou nie. Sy verbond het hy met koning Nebukadnesar verbreek, omdat hy het gegaan na Egipte toe om te sê, help my met julle leermagte, ek wil nie langer belasting betaal en onderdanig wees aan die koning van Babel nie. En natuurlik, dit was 'n dwaase optrede wat hy gedoen het, want al wat Nebukadnesar gedoen het, hy het sy leermagsoldate gestuur, en toe vertrap hy Juda, die tempel, die paleise, die huise, die mense, alles tot teen die grond. Omdat die koning nie geluister het nie. Het hy net gedoen wat hy ooreengekom het, dan het nooit gebeur nie, maar hy het nie geluister nie. En kan ek dit nou maar sê, een van die moeilikste take vandag, van Christelike leiers, in die kerk van Jesus, predikers vandag, mense wat dit waag om die kansel te bestyg, is om gemeentes getrou te hou aan die woord van die Here, dat mense nie wegdraai van wat hier geskrywe staan. Ons groot taak as predikers is om te sê, dis wat die Here sê, en of ons dit daarvan hou of nie, we have to abide by what God says. En ons moet ons almal onderwerp. Dit geld van die hoogste leier tot die laagste van hulle, en dan vir die hele gemeente en almal. Wat geld vir die gemeente, geld vir sy leiers. Wat geld vir die leiers, geld vir die gemeente. Die woord staan vir ons almal vas. En ons kan duidelik sien in die tyd wat ons in lewe, soos wat Esegiel dit gesien in sy dag, het ons ook ons dag. En ons kan duidelik sien die tendens, is dat, wat ons waarneem, is dat baie opsigte geld die woord van die Here nie meer so erg nie. Dit gaan om populêr te wees. En so in ander woorde, om suksesvol te wees in hulle eie oë, vir mense. Dit is vir hulle meer belangrik as om getrou te wees aan die woord van die Here. Ongelukkig, dit is so. Dit was so in Oud Israel, en ons sien dit selfs vandag in die kerk. En so wat Esegiel doen, met die leiers, wat daar gebeur het, en hy is in Babel, hy gebruik 2 beelde, om 'n punt tuis te bring. En ek gaan dit vanaand vir jou wys. Die eerste beeld wat hy gebruik, is die beeld van 'n leeuwin. En die tweede beeld wat hy gebruik, is die beeld van 'n wingerdstok. So hy gebruik 2 baie sterk, baie bekende illustrasies aan die volk Israel, dat hulle dit glad nie kan misverstaan nie. Hulle gaan presies sien waarvan hy praat. En soos byvoorbeeld, hy sal begin deur te sê, wat was jou moeder? Hy sê vir die konings, waar kom julle vandaan? Julle wat konings is. Waar kom julle konings vandaan hier in Israel? Van julle moeder af. En wie is julle moeder? 'n leeuwin. Julle kom uit die volk Israel uit Israel en uit Juda uit. So, omdat julle uit die volk van Israel uitkom, julle moeder was 'n leeuwin. Nou dit gaan ver terug in die Bybel, so ver soos Genesis 49, toe die 12 stamme van Israel uitgewys is deur Jakob op sy sterfbed, want deur hom het die 12 stamme ontstaan. So hier is dit baie duidelik in Genesis 49 vers 9. Juda, jy is dit. Juda is 'n jong leeu, die stam van Juda, want dit mos die koninklike stam geword van Israel.
van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig hom, hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuin. Wie sal hom opjaag? Die scepter, die regering, die heerskappy, sal van Juda nie wyk nie. Nog die veldheerstaf tussen sy voet uit, totdat Silo kom. 'n baie groot verwys na die Messias. En aan hom, hoofletter, dis Silo, die Messias, sal die volke gehoorsaam wees. Daar staan dit in jou Bybel. So in ander woorde, dit was van vroeg af gesê, van die eerste persoon van Juda af, jy is die leeu, want ons weet uiteindelik dat die leeu, die leeuin, is die stam van Juda. En dit is ook vir ons aangrypend, dat later Moses, jare daarna, toe sou Moses teruggryp soontoe, wanneer Moses in Numeri 23 sê, daar is, en dis nou vers, Numeri 23 vers 23, daar is geen towery teen Jakob. Mense kan nie Jakob besweer nie. Waar sê hy teen Israel nie? So, dit maak nie saak, van nou af sal Jakob en van Israel gesê word wat God gedoen het. Kyk, 'n volk wat opstaan soos 'n leeuin. Hier praat hy van Israel as 'n leeuin. En soos 'n leeu verhef hy hom. Hy gaan nie lê voordat hy roof eet en die bloed van die wat verslaan is gedrink het nie. So baie duidelik kan jy dit sien in die skrif, dat die beeld, die leeu en die leeuin, het te doen met God se verbondsvolk. En nou lees ons, nou sê Esegiel, nou dat ek julle aandag het, dat julle weet van wie ek praat, sê daar vir hulle vers 2, 3 en 4, hy sê, so, sy het 'n kleintjie opgekweek, 'n koning onder hulle, 'n jong leeu het hy geword, hy het geleer om prooi te verskeer, hy het mense geëet, en hy het nasies van hom gehoor, in sy vangkuil is hy gevang, hy het hom met hakke na Egipte land gebring. Daai leeu van wie hy praat, is koning Joahas. Want koning Joahas was weggevoer in ballingskap na Egipte toe. En hy sê, hy is gevang, die jong leeu wat groot geword het, is gevang, hulle het hom na Egipte toe geneem. Daar is hy gevangene geneem, en daar het hy gesterwe. Hy sê, maar toe in sy plek, toe maak Juda 'n ander koning groot. En hierdie koning is koning Joachim. Hy sê, en van koning Joachim, daarvan vers 5 af, hy sê, toe sy sien dat hy teleurgesteld is, dat hy hoopvol is, het sy een van haar ander kleintjies, 'n ander welpie geneem. En sy maak van hom 'n jong leeu, hy loop rond onder die leeu's, hy het 'n jong sterk leeu geword, hy het geleer om prooi te verskeer en mense geëet. 'n Weduwee is hy bekend, die stede verwoes, en die land het gebewe onder sy gebrul, so hy het baie geluide gemaak, en uiteindelik is hy gevang in 'n vangkuil, hulle het hom in 'n hok gesit, hierdie leeu, hulle het hom hak aan hom gesit, het hom gevat Babel toe, en daar in Babel het hy sy einde gesien. En dit het gebeur met koning Joahas. So ook hy, nou die is 'n interessante ding, koning Joachim, die welpie wat groot geword het, wat Egipte toe is, hy het net 3 maande regeer. 3 maande. Die wat hom opgevolg het, Joahas, 3 maande en 10 dae. Hy het sy rekord gebreek met 10 dae. So hier is die ding, koning Joachim het die profeet Jeremia 'n dowe oor gegee. En Jeremia het nie een goeie woord te sê gehad oor hierdie koning. So wat ons nou net hier sien in die eerste gedeelte is, wat Esegiel wil sê is, hy sê vir die volk, julle 2 konings, koning Joahas en koning Joachim, altyd die konings van Juda, hulle het albei gedink hulle is iets besonders, hulle altyd 'n groot kop gehad, hulle het God se woord geïgnoreer, en daardeur, omdat hulle God se woord geïgnoreer het, het hulle self gediskwalifiseer, dat hulle vir 'n lang tyd op die troon kon sit, soos koning Dawid en koning Salomo en van die ander konings. Hulle het nie lank regeer nie, die Here het hulle verwyder. Die Here het hulle afgesny. So, dit is sy eerste beeld wat hy gebruik om te sê, omdat julle dit gedoen het, en omdat julle na die ander afgode toe gegaan het, en nie na die Here toe nie, het die Here julle afgesny. Hy is nou die eerste beeld gebruik. Hy sê, maar ek wil julle nog 'n storie vertel. Hoor 'n bietjie hierna. Nou sê hy vir hulle daar, in vers 10, hy sê, jou moeder, dis nou Israel, was soos 'n wingerdstok in rustige tyd, by waters geplant, vrugbaar, takke gehad, met vrugte, geseënd en gesond en groeiend, hierdie volk. En natuurlik, dit gaan ook maar terug na Genesis 49 toe, né? Reg aan die begin van ons Bybel, vers 11 en 12, want ons lees, hy sê dan ook daarso,
Hy sê, hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok en die vil van sy esel aan die edelwingerdstok. En hy was gekleed in wyn en druiwebloed en hy was donkerder van oë as wyn en witter van tande as melk. So hier word weer verwys. Dis hoekom ek en jy ook in die woord van die Here dwars deur die Bybel se tyd kan ons altyd sien word na die volk Israel verwys as 'n wingerdstok. Onthou die Bybel gebruik die beeld van Israel as 'n wingerdstok. Soos hierso in Psalm 80 lees ek nou vers 9. 'n Wingerdstok het U uitgestrek uit Egipte. So die Here het Israel, want hulle is mos Israel toe met Jakob wat afgetrek het, maar hy sê daar uit Egipte land uit het die Here 'n wingerdstok gaan haal. Hy sê 'n wingerdstok het hy uitgetrek uit Egipte. Israel kom uit Egipte uit. U het die nasies uitgedrywe en hom geplant. So u het hom uit Egipte gebring, u wingerdstok, het hom deur die woestyn gebring, toe gaan plant u hom in die land Kanaan uiteindelik, nê. U het voor hom plek gemaak, hy het wortel geskiet, hy het die land vervul. Israel het die hele land, al 12 stamme, die hele land vervul. Die ranke, hierdie wingerdstok van die Here wat hy geplant het in die land. Hy sê, sy berge was oordek met sy skaduwee en sy ranke, die seders van God. Hy het die hele land gevul, hierdie pragtige volk, Israel in sy beginjare, toe hulle die oorlog gewen het en geplant is in die land van Kanaan. En hy het sy ranke uitgebrei tot by die see, en sy loot aan die rivier toe, al die pad na die rivier toe, na die Jordaan toe, en daar ver na Eufraatse kant toe, en tot by die see, die Middellandse See. Hy het gegroei, hierdie wingerdstok, en alles het uitversprei. En waarom het hy sy mure stikkend gebreek, sodat almal wat met die pad verbygaan hom kaal pluk? Die wilde vark uit die bos eet hom op, en wat roer op die veld. Here God van die leerskar, kyk en gee ag op die wingerdstok. Iets het gebeur met die wingerdstok. En so wat die Here deur sy profeet sê, Israel, julle was my wingerdstok. En ek het vir julle die geleentheid gegee om vrug te dra. En baie konings het uit jou uitgekom. Wie van julle weet hoeveel? Wie kans vat? Baie is die antwoord nie. 38. 19 plus Atalia, kom ons los vir Atalia. Daai simpel vrou uit. So, wat die konings betref, 19, 38 konings het uit Israel se geskiedenis uitgekom met Israel. Om presies te wees, 38 van hulle. Die laaste een, koning Sedekia, wat vir Joas en Joachim hulle opgevolg het, hy het gesterwe, ook hy was Babylon tot hom eers sy oë uitgesteek en hy daar gesterwe. God het hom gaan plant in 'n vreemde land, want hy het nie geluister nie. Wat jy sien, hier's die ding. Juda en Israel het hulle maar net na die Here geluister. Dan sou die volk 'n magtige leeu gewees het wat gebrul het in die land Kanaan. En hy sou 'n vrugbare wingerdstok gewees het wat vrug dra vir die Here voor al die oë van die nasies en volke van hierdie wêreld. Want onthou, Israel het Jahwe geken. En God het hom aan Moses in Israel geopenbaar. Wat uit Israel uitkom, wat beteken Israel moet wees 'n lig vir al die nasies, want al die nasies van die aarde, elke volk, aanbid afgode, maar net Israel ken Jahwe, die een ware God. Hy het hom net aan hulle geopenbaar. En nou heel Israel liderlik met die afgode van Milkom en van Aseria en van Baal en al hierdie goddelose afgode van al hierdie goddelose nasies gaan buig hulle en hulle bou boomstamme en hulle maak 'n kalf en hulle doen al hierdie goddelose dinge. In plaas van om te buig voor die ware God, hulle het die God van die hemel verlaat. Nou wat moet die Here doen? Hulle is sy enigste volk, hy het hom hulle geopenbaar. Hulle het sy woorde, hulle die wette, hulle die profete. Wat moet die Here maak? Here sê, ek gaan vir julle verstrooi. Ek gaan julle verwoes, ek gaan julle uit die land uit laat gaan. Ek gaan julle straf. En die Here het. Hulle is sy uitverkore volk. Daar is nie nog so volk op aarde nie. Nou sê die Here, daar gaan nie vir julle tempel wees nie. Daar gaan nie vir julle offers wees nie. Ek maak alles tot nie. In Hosea, hoofstuk 3 vers 1 sê die Here. Die Here sê vir my, Hosea die profeet sê, God sê vir hom,
Gaan nog 'n keer en bemin 'n vrou wat bemin word deur haar vriend, maar wat oorspel bedrywe, met 'n hoer, met 'n prostituut. Die Here sê, gaan maak liefde met 'n prostituut. Jy weet, dit is nou 'n wrede ding vir die Here om vir 'n heilige profeet te sê, gaan slaap by 'n prostituut. Dink jy nie, is verskriklik nie? My hart. Net soos die Here die kinders van Israel bemin, my beminde, my vrou, terwyl hulle hul tot gode wend en versot is op die rosynkoeke van die goddelose nasies. Die Here sê, my beminde, wat ek bemin, het gaan hoereer met al die ander afgode. Hy sê vir Hosea, gaan doen dit, sodat ek dit as 'n sinnebeeld kan gebruik, om te sê, dis wat julle met my gedoen het. Wat jy gedoen het met haar, het julle as 'n volk met my gedoen. Geestelike hoerery. Dis wat julle bedryf het, my volk. Hoe verskriklik. Ek wil nie meer vir 'n oomblik dink, in vers 4, want die kinders van Israel, dis nou Hosea 3 vers 4, sal 'n lang tyd bly sit, sonder 'n koning, sonder 'n vors, sonder slagoffer, sonder klippilare, en sonder efod en huisgode. Ek gaan alles tot niet maak. Weet wat is so verskriklik? Is die enigste volk op aarde, wat die waarheid ken, het die waarheid verruil, vir die afgode, van die ander volke om hulle. Die enigste volk, wat die God en Vader van Abraham, Isak en Jakob, die verlossingsgod Jahwe, want hulle het hom geken, kon openbaar aan die heidense nasies, het hom verlaat vir die heidense nasies se afgode. Jy sien, dis wat hulle gedoen het. Dit was 'n vreeslike ding in die oë van die Here. En hulle het met hom 'n verbond gehad. Hy was hulle verbondsgod. Hulle het die verbond verbreek. Hulle rug op die Here gedraai. Verdrek afgode. Trek. Afgode wat nie kan hoop of sien of hoor nie. Ek wil vertel die storie. 'n Klomp jare terug het ek 'n man wat my gehelp het om mense op te lei met EE3, evangeliese opleiding in ons kerk, wat ons jare terug bedryf het. Hy kom eendag hier, hy sê vir my, ek moet jou vertel wat het gebeur. Een van my vriende vertel my van die insident, 'n persoon wat tot bekeer kom het uit die Hindoe geloof, vertel wat het daar by hulle huis gebeur. En hy is like, wat het gebeur? En hy sê, nee, hierdie vrou, sy is 'n pragtige kind van die Here, sy is 'n Christen, sy is baie lief vir Jesus, sy ken die Here, maar haar man, hy is 'n Hindoe, en hy het sy afgode. Nou, sy afgode wat hy het hy almal in 'n kamer neergesit, so in sy huis het hy 'n afgodskamer, en as jy instap by die deur, al die kant teen die muur, en op die ander kant, en so, sit die afgode. Hy het hulle almal daar, al sy afgode. En elke aand, as hy van die werk af terugkom, laatmiddag, dan vra hy vir sy vrou, waar's die kos en die water van my afgode? En sy sê, daar's alles wat gereed is, alles is berei. Dan gaan hy in die kamer, sy mag nie daar inkom nie, sy gaan ook nie daar in, sy wil ook nie daar ingaan, en sy moet hom net los. Dan gaan hy in, dan gaan haal hy al die bakkies met die ou kos uit, die ou kos, en hy gaan haal die water uit, maak hy dit skoon, dan sit hy die vars kos, en die vars wat, gaan pak hy dit nou weer so voor al die afgode, hulle moet nou lekker eet daaraan, en kyk daarna, en het nou mag geniet, in elk geval, en so, maar hy wil niks van Jesus weet, en van die Here nie, en so op 'n dag, toe Haman werk toe is, toe sê die Here van hierdie woorde, hy sê vir, gaan in daai kamer van jou man, hy sê, nee Here, nooit, ek mag nie daarin nie, die Here sê, gaan in daar, sy sê, like, Here, ek kan nie, die Here sê, gaan in, en sy gaan maak die deur stadig oop, en sy stap in, en nou staan sy so, en kyk groot oog, na al hierdie afgode daar in die kamer, en hy so kyk, toe sien sy, hier lê so stok, weet amper soos 'n baseball bat, so dit lê daar, so een kant, tussen die afgode, en die Here sê, tel hy stok op, en sy loop, en sy vat hom, en sy tel hy stok op, en die Here sê, begin hier, dan slaat jy almal se koppe af, en sy sê, nee, Here, my man gaan my doodmaak, Here sê, slaan af, sy sê, vat die stok,
Vanaand is ek en lyk, wag, en sy slaat daar sy kop af, en sy slaat al die koppe af, en sy slaat, en toe sê hy, in die hoek kom, hier by die deur, in die hoek, toe sit daar so een groot Boeddha, dis nou die groot afgod, sit die Boeddha vir haar so en kyk, en so was sy sê, nee, moenie dit doen nie, sit dit in sy skoot, en sy vat die stok, en sy sit daar so oor sy groot Boeddha pens, sit hy nou daar, so met die stok so oor hom, en sy is daar uit, maar sy sit er in biewe, want sy weet, vanaand is ek dood in hierdie huis. Man kom van die werk af, hoe gaan dit my vrou? Nee, alles reg. Ek wil die kos hê. Sy sê, ja, daar's alles soos altyd, maar sy sit er in bewe. Maar toe hy deur oopmaak, gil hy, en hy skreeu, en hy roep haar naam, en sy kom maar in, en hy vat aan die arm, en hy staan met haar so in die middel van die kamer. Hy sê, wie het dit gedoen? Nou, weet sy, ons sal nie sê, dit was sy nie, want sy gaan ons 'n moeilikheid kry. Maar sy skrik so groot, sy kan nie praat nie, sy woorde kan nie uit haar mond uitkom nie, want sy weet, hoorie, dis doodsaak hierdie. En sy kyk so, en sy sien die laaste in die Boeddha wat die stok op, sy sê, dis hy het alles gedoen, hy het hulle koppe afgeslaan. En hy kyk as hy sê, vrou, is jy mal, hy kan niks doen nie, dis net 'n afgod. Sy sê, oh, is that your God? Hy kan niks doen nie. So al hierdie gode van jou, is toe maar net 'n afgod. Jy uit jou eie mond sê, jy kan niks doen nie. My God kan jou siel red. En net daar, luister na Jesus toe. En hy kom tot bekering. Prys die Here. What a revelation. Uit jou eie mond uit. Jy sê, maar hy's dood. Hy kan nie loop nie, hoe kan jy vir my sê, hy het dit gedoen? Hierdie ou kan nie beweeg nie. Ek moet hom beweeg. Jy sien, Juda en Israel is deur die Here verstrooi, want hulle opgehou met hierdie drek afgode. Die wingerdstok het die Here uitgeruk. En die twee leeu's, miskien sal jy dalk by jouself nou wonder, wat het toe geword van die leeu's? En wat het toe geword van die wingerdstok daarna? Wat het daarna gebeur? Kom ek antwoord jou. God se leeu het verskyn. Hy het 'n ander leeu gestuur. Want Genesis 49 sê die scepter sal uit Juda nie wyk nie. Nou wat sê die profesie? Die veldheerstaf tussen sy voete totdat Silo kom en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. God gaan 'n leeu stuur eendag en die volk gaan hom gehoorsaam wees. Want ek lees hier in Matteus hoofstuk 1 vers 1, die geslagsdrift van Jesus Christus, seun van Dawid. Hy kom uit die stam van Dawid, die stam van Juda. Hy kom uit die stam van die leeu's. Jesus is 'n leeu. Want in Hebreërs hoofstuk 7 vers 14 lees ons, hy kom uit die stam van Juda, en in Openbaring 5 vers 5 lees ons, en ek sien hom staan, die leeu en die lam. Toe hy Jesus sien, toe sê ek sien God se leeu, sê die profeet Johannes, in Johannes hoofstuk 5, toe hy Jesus sien. Hy sê ek sien die oorwinnende leeu uit die stam van Juda, die leeu van God. Want die leeu het gekom, sy majesteit, sy mag, sy krag, die leeu het oorwin. God se leeu het gekom uit die stam van Juda uit. Ons weet die leeu kom weer, want hy kom om te kom regeer. So God se leeu kan my en jou help. Ons hoef nie die duiwel bang te wees nie. Hy is ook 'n leeu, maar sy tande is getrek. Die Bybel sê hy loop rond soos 'n brullende leeu. Ja, daar's 'n ander leeuetjie, maar sy tande is getrek. Jesus Christus is die brullende leeu. Die Bybel sê wanneer God brul, dan sidder en bewe die aarde. Hy is magtig. En het jy geweet dat Jesus Christus het toe die wingerdstok van God geword? Want in Johannes hoofstuk 15 lees ons hierdie kosbare woord, wat ek dink die meeste van julle almal baie by bekend is, toe hy sê Jesus, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. God het Israel geneem uit Egipte, hulle geplant in die land Kanaan, maar het gefaal. Toe het God sy seun gestuur en hy het hom geplant en hy dra vrugte. Want hy het sy disippels na die Here toe kon bring. So Vader is die landbouer, Jesus is die wingerdstok, die Messias het verskyn. So God het 'n leeu in Israel, hy het 'n wingerdstok in Israel, en ons weet dat gelowiges, want Jesus sê, julle is my lote, as julle in my bly, en julle sal vrugte dra. Julle behoort almal aan my, maar nou moet ek en jy vrugte dra in die wêreld. Want onthou, die wingerdstok
Het oor die hele land sy ranke verbrei van die land van Israel. Maar die Bybel sê as jy gedoop word met die Heilige Gees, sal jy my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nou is ek en jy die ranke van die wingerdstok van Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Waar Israel en Juda gefaal het, Jesus het nie gefaal nie. Hy is die leeu en hy is die wingerdstok. En hy is 'n lig vir al die nasies. Want Matteus sê, hy sal 'n lig wees vir al die nasies. Hoe is dit moontlik dat Jesus vandag 'n lig is vir al die nasies? Deur jou en deur my, deur sy kerk, is ons die lig van die nasies. Ons is deel van die wingerdstok, want ons is die ranke. En hy wil hê, ons moet vrug dra, want as jy die vrug dra nie, word jy afgesny. Wat het hy met Israel gedoen, die wingerdstok? Hy het die ranke afgesny en hy het die wingerdstok afgesny. Die leeu van Juda, hy is die brullende leeu. En die wêreld vandag word gevul met die ranke van die wingerdstok. Waar ek en jy gaan, dra ons die evangelie van Jesus Christus oor die hele bewoonde aarde. Besef jy vandag, mense, ons kan nie net sit nie, daar's iets wat ons moet doen. As ons aan die wingerdstok behoort, as ons, Jesus sê, ek is die ware wynstok, julle die lote. Elke loot wat nie vrug dra nie, neem hy weg, en hy sny dit af, en hy verbrand dit. Hy sê, bly in my, soos ek in julle. Die loot kan nie uit homself vrug dra nie, julle moet in my bly. Hy sê, hier is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. So, hoe meer vrug ek en jy dra, hoe meer die getuienis gaan, hoe meer word Vader verheerlik. En so, hier is waar ek en jy is. Hy sê, ek het julle nie verkies, julle het my nie verkies nie, maar ek het julle uitverkies en aangestel, om te gaan vrug dra. Dis jou taak, dis jou roeping, dis jou werk, om die wingerdstok, van wat uit die wingerdstok na jou toe kom, die lewe, kom uit die wingerdstok na die lote toe. Dink vir 'n oomblik daaroor. Het 'n loot lewe in homself? As ek by die wynland nou gaan staan hier by ons, en ek stap in 'n wingerd in, en ek het 'n snoeiskerp by my, en hier's 'n pragtige loot, en die hang 'n tros druiwe, en ek knip die loot af, waar die arm van die ranke kom, en ek knip hom daar af, en ek sit dit neer. Sal hy groei? Sal hy meer vrug dra? Hoekom sal hy dit nie doen nie? Want hy is afgesny van die arms van die wingerdstok. Die oomblik wanneer jy dit afsny, when you detach it, oomblik as jy dit losmaak, dan verskroei dit en dit gaan tot niet. So ek kan my nie losmaak van Christus nie. Dis ook nie ek wat kan roem vandag en sê, kyk wat doen ek vir die Here nie. Ek kan dit nie sê nie. Want as ek sê, kyk wat doen ek vir die Here, dan wil die rank heerlikheid vir homself gee. En hy kan nie, want waar kry die rank sy sap vandaan? Waar kry die rank sy lewe vandaan? Uit die wingerdstok uit. So dit wat ek en jy het ons van Jesus ontvang. Daar's niks om oor te spot, daar's niks om oor te brag, daar's niks om oor trots te wees nie. Ek dra net my vrug, want ek is een van die ranke. Dra jy jou vrug van die wingerdstok? So, hier is hierdie ongelooflike ding. Ek en jy het nou geleentheid waar ons iets kan doen. Wie wat is die minste wat ek en jy kan doen? Hoekom sing ons nie vir God se leeu nie? Kan ons nie vir hom iets doen nie? Hoekom kan ons nie almal opstaan? Julle wat daar bo is, hoekom kan julle nie afkom hier onder? En ek vra die musikante kom, dan sing ons almal vir die leeu 'n lied, want ek het 'n lied wat ek wil sing. Toe ek hierdie teks lees weer en ek lees, toe sing hulle 'n nuwe lied vir die leeu en vir die lam en hulle sê, U is waardig. Here, dankie. Dankie dat ons kan deel hê aan die wingerdstok. Here, dat ons sal vrug dra. Israel het U teleurgestel, maar U sal hulle weer herstel en U gaan hulle weer plant. U het hulle terug in hulle land, maar hulle dra nie die vrug vanaand. Maar wanneer die Messias kom, wanneer Silo kom en hy die veldheer staf,
Die een wie se tande witter is as melk en sy oë donkerder as die wynrooi van die wyn. Wanneer hy kom, dan sal hulle gehoorsaam wees. En hulle sal die vrugte dra van die rivier tot by die see. From the river to the river. En ons sal juig, en ons sal ons verbly, en ons sal bly wees, wanneer ons sien hoe U hulle herstel het. Maar Here, dankie dat ons vanaand kan vrugte dra. Liefde, blydskap, vrede, selfbeheersing, goedheid, vriendelikheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, dat ons vir die wingerdstok kan vrug dra, sodat die landbouer, ons Vader, hom kan verheug in die groot oes op die land. Vader, U is die landbouer, Jesus die wingerdstok, en ons die lote. Vader, U kan nie die vrug dra nie, en die wingerdstok kan nie die vrug dra nie. Dit is die lote wat die vrugte dra. Gee, Here, dat ons almal 'n lig vir die volke en die nasies in hierdie wêreld sal wees. Want ons verwag binnekort die leeu uit die stam van Juda, wat met 'n groot gebrul gaan roep met die dag wanneer hy kom met die wegraping, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van goed, en hy roep, en hy sê, kom op my kinders, en wanneer die leeu brul, sal ons sy stem hoor. Here, word verheerlik, in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê, baie dankie.